Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Lekker so in die oggende, mens kan al die koue liggies van die winter voel al. Dit kom so stadig maar seker. Baie welkom. Ons het vanoggend ook daarso van Christmas af, almal daarso kyk. Baie welkom ook vanoggend hier by ons. En die wat op die dalk eers op amper sê YouTube, op Facebook kyk ook. Is lekker om so nou te kan sien, mense van ander plekke ook saam met ons hierso, eintlik sit vanoggend hierso in die diens. Dis bietjie anders as laas week. Ek het laas Sondag die tyd, dink ek het ek met 'n graaf in my hand gestaan en oral waar die vlamme oorgespring het in ons erf met die grond, het ek die vlamme doodgegooi. En so, en die wind het gewaai, ek dink het was nogals moeilik. Ek het toe eers besef, jy moet 'n keuse maak, of jy gaan nou kerk toe, en jy los jou gesin by die huis, en dan wonder jy nou maar by die kerk, of jy huis in die brand gaan slaan, of soets, en of jy vuur oor gaan spring, en al die dinge, en het daai worsteling gehad met, wat gaan jy maak? En toe gee die Here dan vir mense so 'n vrede, toe jy nou die besluit gemaak het, en dan, want ek het nogals gewonder, wat se getuienis gaan dit wees, as ek my gesin alleen by die huis laat, en ek worry oor hulle, en ek kom hierso, waar daar was 'n ander plan gewees, gelukkig was Talita beskikbaar gewees die oggend, so baie dankie ook weer vir haar. En alles, ek moet dan sê, mense wat nou al vra, en die wat nou nog wonder, ons het so bietjie skade, maar nie so erg soos baie van die ander mense nie, so ons is baie bly dat ons ook daarso, dat dit ook klaar en ja, dat ons goed daarvan afgekom het op 'n manier. Ons is so vanoggend, gaan ons 'n bietjie aanstap. Ons het laas week by die Emmausgangers stil gestaan, hè? En ons het daar ietsie gesien, Jesus stap saam met ons, ook in die tussentyd. Tussen die opstanding en die wederkoms, ook nou stap hy saam, en ons gaan ietsie daarvan hoor weer vandag, by vandag se diens, en dit net weer daar bevestig. Nou staan daar so, ek gaan vis vang. Nou, ek wonder wie van u gewonder het of die dominee gaan opdaag vanoggend, en of hy nou regtig gaan vis vang vandag. Maar een ding het ek geleer is, jy vang nie vis op Sondag nie, né? Of die vis byt as prins nie, of jy kan net nie, of ja, maar mens gaan vang nie vis op Sondag nie. Ek moet die storie vertel, ek kan myself nie keer nie. My pa, ook ons 'n predikant, en ons was in Port Elizabeth op daai stadium, en hy gaan vang daar by Beachview, ek weet nie wie van die ken daar is, gaan vang haselvis, was nie so ver van ons af nie, en op 'n Saterdagmiddag aand, weer daar by die son ondergang, dan vang jy mos nou lekker, en vang so in die sloepe daar so, en daar's 'n ander oomie, maar dis 'n koue aand, ander oomie net so op die ander kant se rots, wat ook vis vang, maar hulle vang nie veel daai aandie. Nou roep die oomie om my, sê kom, en hy sê, dit is so koud, vat vir jou is sat. Nou wil hy vir my pa OBS gee, vir die koue, terwyl hulle nou vang. My pa dink, ag wat, hy gaan nou maar enetjie vat. En toe, na so rukkie, toe bied hy hom weer enetjie aan. Toe sê, gee vir hom, toe vat my pa maar toe hy nou die derde en sê, neem, hy moet nog môre werk. Toe sê die ou vir hom, yes, maar jy het 'n slegte job. Ek sou nou nie woorde gebruik wat hy gebruik het nie, maar dit is basies waarop dit neerkom. Toe gaan ek, ja, my vang nie op Sondag, gaan in elk geval nie vis vang nie. Maar ons gaan vanoggend 'n bietjie, ek hoop ons vang iets. Hulle sê jy kan net iets vang as jou lyn in die water is, né? So mag ons lyn in die water wees vanoggend, en ons dalk 'n boodskap van die Here ook so by elkeen ontvang. Kom ons maak die oë toe, en bid ons saam. Ja, Here, uit U, en deur U, en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, die Here groet U, genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons loof die Here saam met so 'n paar liedere. Die eerste ene is vir lied 87, ons gaan net so bly sit. As ons hierdie lied sing, ons sing die eerste vers hiervan, u gaan sien, ons gaan later die ander twee verse sing.
Maar kom ons net terwyl ons so sit, sing ons hierdie lied en daarna gaan ons 2 lofliedere sing, waarvoor ons gaan opstaan. Kom ons sing lekker saam. Maak my nou stil, Heer, ek wil graag luister. Laat my die woord maak, dat U my kan aanraak. Laat ek U leer ken, en voor U kan lewe. Ja, en dit was 2 Sondae terug gewees en wat ons hierdie gedoen het, gesing het, die Heer het opgestaan en ons kan dit nie sommer net so vergeet, dis nie net 1 keer in 'n jaar wat ons dit sing nie. Ons moet gedurig onsself herinner, die Heer het opgestaan. En daarom sing ons hierdie lied vanoggend, so 'n paar verse, lied 4:2:2. Kom ons staan en sing lekker saam. En dan die volgende een, dit is waar ons krag soek, daar so by die Here, ook vanoggend as ons almal hier so saam is. Kom ons sing met 513 ook lekker saam.
Ons moet met sy wapenrusting ook maar so deur die lewe gaan, want dit is nie altyd maklik nie. Daar kom versoekinge oor ons pad, elke dag. En die Here gee vir ons 'n paar goedjies waaraan ons kan vashou. En hy het ook 'n paar voorskrifte gegee, en ook het Jesus hierdie voorskrifte genoem. Daar in Romeine 13 vers 8, waar daar staan, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het die hele wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan, en daarom is die liefde die vervulling van die wet. Nou as mense 'n bietjie gaan dink in die week wat verby is, waar het ek kans gehad om lief te hê? Waar kon ek liefde uitleef? En waar het ek teruggehou? Waar het ek teen God rebelleer? Dan besef ons, dis nie so maklik nie, nee, dit is baie maklik om af te wyk. Die Here vra vir ons moet lief wees. Lief vir mekaar en bo alles lief vir hom. En ons val maar somtyds. Dan kom ons en dan hou ons onthou die woorde van 'n rukkie terug, waar die Here gesê het, my lig is, die las is lig. Hy sal dit vir ons dra. Sy juk is sag. En hy het dit vir ons gedra. Sy genade is groot vir elkeen van ons. Daarom wil ek hê, moet ons stil raak vir 'n oomblik en so vir die Here net voor hom kom en sê, Here, hier is ek met al my sondes. Kom ons maak die oë toe. Ja, Here, somtyds faal ons. As ons nie liefde aan ons eggenote, huisgesin so bewys nie. As ons nie u liefde ook daar by die huis uitleef nie. En soms daar op straat, met die wat ons paaie kruis elke dag. Ja, Here, en ook so voor u. As ons dalk kwaad raak of vergeet van die liefde wat u vir elkeen van ons het. Daarom kom ons vanoggend en vra, Here, vergewe ons asseblief vir ons menigvuldige sondes. Vergewe ons daar waar ons verkeerd teenoor u optree en teenoor ander. Ons vra dit vanoggend, Here, alleen uit u groot genade en liefde vir elkeen van ons. Amen. Die Here sê vir ons en dis die goeie nuus in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek wil hê ons moet nou volgende lied saam sing, om ons ook so stil te maak voor die diens en voor ons gaan luister na sy woord, die vers 2 en 3 van dieselfde lied waarmee ons begin het. Net soos jy daar sit, kom ons sing dit saam.
Ons kan so lank blaai daar in Johannes 21 toe, Johannes 21 in my Bybel, bladsy 167. Ek lees uit die 2020 vertaling uit. Johannes 21. Jesus se verskyning by die see van Tiberias. Die opskrif daarso. Kom ons maak die oë toe. Vra die Here se leiding. Hemelvader, ons is nou 2 weke na Paasondag. En die tyd vlieg. En ons het laasweek saam met die Emmausgangers gestap. En hierdie week is ons hier by die see, waar Petrus hulle gaan visvang het. Waar Heilige Gees wil bid dat U sal kom en ons oë sal oopmaak waar ons nou gaan lees uit hierdie gedeelte. Dat U met ons elkeen sal praat en U stem kan hoor. Daarom wil ons vra, wil U ons gedagtes leegmaak? So geet van die dinge net vir 'n oombliekie. Dankie vir die woord. Dankie vir verhale soos hierdie, waaruit ons kan leer. Amen. Ek gaan lees daar vanaf vers 1 af. Ek gaan die hele gedeelte lees. Jy gaan sien, ons gaan die volgende 3 weke hierdie teks gelees. So, ek gaan begin en dan gaan ek vandag nou eenmaal die hele teks deurlees. Volgende week, en dan, maar alhoewel ons net op die eerste 8 verse vandag gaan fokus. En dan volgende week gaan ons op die ander verse fokus. Maar vandag lees ek die hele gedeelte deur. So ek begin na by vers 1. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend was as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. En hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die vis net aan die regterkant van die boot, en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit, en vanweë die groot klomp vis, was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bookleed omgebind, want sy bolyf was kaal, en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan, en die net vol groot visse op die land getrek. 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy die dood opgewek is. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Kyk ek nou weg. Het jy my baie lief? Meer as hulle? En hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei.
Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra vir hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen, amen, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Ek lees tot sover. Nou is 'n redelike lang gedeelte, maar ons gaan nou fokus op die eerste 8 verse van hierdie gedeelte. Ons het Paasfees gehou 2 Sondae terug. Lekker, die familie was by mekaar, dalk het ons die kinders of die kleinkinders gesien, die wat 'n lang naweek daarvan gemaak het, en dit was goeie Vrydag gewees. En dit was daar, en ons het die kruisiging, gedink aan die kruisiging en wat Jesus vir ons kom doen het. En daarna stil Saterdag. En ons wonder is dalk soos die disippels, hoe nou verder? Opstanding Sondag. Dit het al so vinnig beweeg. Ons het nog gesing, die Heer het opgestaan. Dit voel soos gister wat ons dit nog gesing het. En ek onthou, ons het na die tyd gegaan en die kinders het paaseiers gesoek. Daar so in die tuin, ek weet nie van wie doen dit nog nie, met die klein kinders of so nie. En maandag was lekker vakansiedag, kom bietjie afvat, en so. Dinsdag weer werk en is ons terug na normaal toe, paaseiers, 50% afslag, daar waar nog is, en die lewe gaan aan. Weet u, dit was net so gewees, in daardie tyd, na daardie naweek. Hulle het maar aangegaan, want wat anders doen 'n mens? Mense nou dink, hulle het nou al 2 keer die Here gesien, hulle moet nou al opgewonde wees, en al die tipe dinge. Maar hulle gaan aan. Het laat my dink 'n bietjie aan ons. Jy sien, Jesus is gekruisig en die hele Jerusalem weet dit en praat daaroor. Die liggaam is weg. En hulle gaan maar weer aan, terug na normaal toe. Terug na die ou gewoontes toe. Soos wat hulle gedoen het voor Jesus Christus geken het. Toe hulle nog gaan visvang het. Elke Sondag, elke Sondag. Toe hulle gaan visvang het. Gesoute vissermanne. En ek dink, ja, die opstanding is nou daarso, en ons weet daarvan, maar hulle gaan aan, en hierso kom die Here in verskyn 'n derde keer in hulle. Miskien om iets net in hulle in te kry, dat hulle dit regtig kan besef. Wat my 'n bietjie dink, hoe is jou lewe beïnvloed na Paasnaweek? Wat het dit aan jou gedoen? Is daar iets anderste by jou? Het jy die vreugde van daai naweek, want dit is 'n ongelooflike naweek in ons kerkjaar. Het jy die vreugde van die opstanding saam met jou geneem huis toe? Het jy dit saam geneem werk toe en gedeel met mense rondom jou? Het jy geleef soos 'n vrygemaakte mens van 'n kind van Christus wat die dood oorwin het? Of is alles maar dieselfde? En gaan ons ook maar weer aan. As ons in die teks lees vandag, en spesifiek in die eerste 8 verse, dan wil ek hê ons moet een ding besef en saamvat met ons vandag. En dit is, Jesus is nog hier, met jou, met elkeen van ons. Hy het steeds opgestaan, vir elkeen van ons. Ek lees daarso daai eerste 3 verse, van daardie gedeelte.
Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon, Petrus en Thomas, wat bekend was as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, en die seun van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê, ons gaan saam met jou. Hulle het uitgegaan in die boot geklim, maar daar die nag niks gevang nie. As ons dit lees, dan lyk dit asof dinge ook maar net by hulle aangaan, na Paasfees en na die dinge. Maar as ons hierdie een lees, en veral in die volgende paar verse, sien ons die Here in hulle verskyn, by 'n bekende plek, bekende see, waar hulle ook al was en saam op die strand was. En die Here spreek hulle aan as my kinders. Ek is nog hier so. En ek dink dit is die eerste ding wat die disippels daai oggend ook geleer het. Jesus is nog hier. Al het hulle teruggegaan na die gewone, is Jesus steeds daar. Onthou, hulle was professionele vissermanne. Dit was vissermanne soos Lambersbaai vissermanne of Kalkbaai vissermanne wat elke dag uitgegaan het en hulle die see geken. En dit was maar net 3 jaar wat hulle saam met Jesus hierdie pad geloop het. So daai klompie jare voor dit, is dit wat hulle geken het. En hulle gaan terug daarna. Hierdie aand wat hulle gaan visvang het, hierdie eerste aand, gaan hulle terug na hulle normaal en hulle probeer visvang. Hulle vang niks vis nie. Ek dink dit moes op die eerste aand so gebeur het, dat hulle daai aand niks vis gevang het nie. Wat dink jy sou gebeur het as hulle wel vis gevang het? As hulle dalk daai aand 'n klomp vis uitgetrek het, sou dit dalk baie makliker gewees het om terug te gaan na die normaal toe, né? En maar te sê, wel, hierdie werk daarom weer, ons kan dit daarom nou weer aandoen. Maar hulle vang spesifiek op daai eerste aand wat hulle teruggegaan het om te gaan visvang, niks vis nie. Ek dink dit moes frustrerend gewees het. Hulle moes verlore gevoel het dalk misluk. Ek dink selfs as mens af is, of tye van alleen of die mekaar is, soos hulle dalk was, dan voel mens, God is nie daar nie. Maar dan kom Jesus, dan roep 'n vreemdeling na hulle, en hy sê vir hulle, kinders, het julle niks om te eet nie. Hy maak sy teenwoordigheid bekend. Ek dink soms is God afwesig van ons, sodat ons ook kan besef hoe afhanklik ons van hom is, en dat ons op hom moet vertrou, sê vir elkeen van ons. Nou, ek weet nie of jy die woorde ken nie, maar hierdie woorde, kinders, het julle niks om te eet, julle het seker niks om te eet nie. Ek weet nie hoe dit uitgespreek is nie. Maar as jy dalk gaan visvang hierdie dag, en jy kom terug van die see af, en jy het nou dalk nog voor die tyd vir jou ma of so gesê, moenie worry oor aandete nie, ek gaan visvang, en jy kom terug met leë hande. As iemand of jou ma jou moet groet, of soos Jesus nou vir hulle groet, julle het seker niks gevang nie, seker niks om te eet nie. Hoe moet jy dan nou voel? Dis mos nou nie 'n lekker gevoel nie. Dit kom onder jou vel in. Want hierdie is gesoute vissermanne, en dan kom hierdie man op die strand en hy sê dit ook nog vir hulle, julle het seker niks vis gevang nie. Ek dink hoe moes Petrus gevoel het. Ons het nou die dag ook genoem, dat hy net nadat hy Jesus 3 maal verloon het, hy was 'n mislukte disipel, voel hy dalk, en nou sê hy nog boonop 'n mislukte visserman ook, kan ook eers vis vang nie. Kry niks reg nie. En nou gebeur hierdie, nou sê iemand dit ook nog. En wat erger is, as jy nog een stapie verder kan gaan, kom ek sal dit so, is om vir iemand te sê hoe hy moet visvang. Weet nie hoeveel van die is, seker op wie's gesoute vissermanne. Ek sê, nou kom ons haal die gesoute uit. Wie's vissermanne hierso? Of vroue, daar's 'n paar.
Nou, ek het dit as kind ervaar, as jy nou probeer visvang, veral as jy jonk is en jy leer, my pa het my geleer visvang, maar een ding waarvan ek nis gehou het, is as ek hierso vang en hy sê vir my, gaan vang daar gaan jy beter vang. Joh, dit is nie lekker want dit is nie jou idee van hoe jy wil dit geniet hier waar jy is, al is die water skoon, al skuim dit nie so hierso nie, hier dink jy gaan jy vis. En so leer 'n mens mos uit jou foute uit. Maar hierso kom die Here en hy sê ook so vir hulle, en hulle moes ook so gevoel het toe hy nou gesê het, man, gooi net aan die ander kant, dan gaan julle baie vis vang. En dan doen hulle dit, en dan vang hulle, gooi daar aan die regterkant, doen 'n bietjie dinge anderste, sê hy dalk vir hulle, want dit was nie die gewoonte gewees nie. En soms werk God so met sy kinders en met elkeen van ons. En ons moet dalk ook 'n bietjie leer om op God se manier te leef, met die krag van die opstanding wat hy vir ons gee, om te glo in moontlikhede, dinge wat kan gebeur. Ek wonder of hulle iets daarvan, en toe hulle nou vang hulle baie vis, lees ons, né? Ek wonder of hulle ietsie onthou het van Lukas 5. In Lukas 5 het die Here ook vir hulle gesê, kom ons gaan die see in, en sê gooi jou nette in, en hulle het ook 'n nette uitgetrek, het was ewe skielik baie vis gewees. En dit was met die roeping van die disippels. Ek wonder of hulle daar ietsie gesnap het, dit is die Here. Hy is nog steeds hier so, en dalk het die Here juis hierdie beeld gedoen, om hulle te herinner aan daai tyd. Onthou julle toe ek julle geroep het, kyk hierso weer, gebeur dieselfde. Derde maal wat hulle by mekaar is. Ek dink miskien het die Here dalk gekeer, dat hulle hom sien in die begin. Mens kan ook wonder, hoe het hulle hom nie herken nie. Maar dalk het hy ook hierso, hulle oë so skreefies laat oopgaan, bietjie laat oopgaan, dat hulle later geweet het is hy, soos met die Emmausgangers. Dit laat my die vraag vra, wanneer laas het ons vir God gesien, of herken, in ons eie situasies? Wanneer laas het ons gebid, of doelbewus gewag, dat die Here sal moet voorsien in iets, of ons iets moet doen. Ons moet versigtig wees dat ons in ons eie lewens nie daai oomblikke mis waar God besig is in ons lewens nie. En ons hom dalk nie eers daarin raak sien nie. Want hy is besig, hy is nog hier. Weet dit, wat ook al jou situasie mag gewees, waarin jy is, dalk voel jy vandag soos hierdie disippels, daar op die boot, voor hulle die vis gevang het, ter hulle teruggekom het en niks gevang het, en moedeloos, niks maak sin nie, dalk soos die Emmausgangers ook teruggestap het, dinge maak nie sin nie, en dan daag Jesus op, juis in daai tyd. En hy kom raas nie met hulle nie, en sê, hoekom verstaan julle nou nog nie, moet ek nou 'n derde keer kom na julle toe. Maar hy kom en hy, bietjie vir bietjie, kom sê hy vir hulle, hy is hier. Hy is in jou situasie waar jy ook al mag wees. Is hy daar teenwoordig. Hy is besig tussenin ons. Ons moet net luister, kyk, glo. Want hy maak daai beloftes. Christus Immanuel, God is met ons. Hy beloof dit. Jesus is nie weg nie. Hy is hier, teenwoordig. Hy daag op. Hier het nie daarvan uit die hemel 'n stem laat hoor, ek het opgestaan en nooit afgekom na die tyd en homself aan die mense daar en die disippels openbaar en gewys nie. Hy het nie dit gedoen nie, hy was daar, teenwoordig, by hulle, nie net 1 keer, nie 2 keer, 3 keer, om seker te maak, hulle weet, want hy verstaan, ons sukkel partykeer, ons sukkel partykeer as dit swak gaan om te sien, God is hier so by ons, of as dit sleg gaan, as ek siek is, of as iemand siek is, om te besef, God is by ons. Maar hy is, en hy kom wys dit vir ons,
ook hier soos hy dit hier aan die disippels kom wys het. Weet dit vanoggend, hy is met jou, vandag en môre, soos hy ook met jou in die verlede was, in die goed en in die sleg. Soek hom, luister na hom en glo in hom. En mag jy dan so rus, en ons gaan volgende week 'n bietjie hiervan hoor, mag jy so rus in sy voorsienigheid. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U na die opstanding U weer aan ons kom wys het. So aan die disippels en Maria en die Emmausgangers. Sodat ons kan glo en kan weet, U is steeds hier, opgestane Here. Ook vandag in ons lewens. Heilige Gees, wil U aan ons ook kom wys daar waar ons bid, waar ons stil raak, waar ons beweeg. Wil U ons ook oopmaak, sodat ons U kan sien, daar waar ons leef en elke dag omgaan. En gee dat ons hierdie boodskap van Paasfees, hierdie opstandingslewe, dat ons dit sal getuig hiervan, daar waar ons gaan. Bid dit om U naam se ontwil. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die offergawes en daarna gaan ek vir Cindy hulle vra van projek omgee. Julle gaan na vore toe kom en dan vir ons 'n bietjie gou daarvan vertel vanoggend.